Hallo julle, ons gaan aan met Numeri. Ek gaan vandag 6 hoofstukke lees, so dit mag dalk 'n klein bietjie van 'n langer video wees, maar is die laaste 6 hoofstukke van Numeri. En ja, so hier gaan ons. Hoofstuk 31, die Israeliete oorwin die Midianiete. En die Hemelse Vader het met Moses gespreek en gesê: "Neem wraak vir die kinders van Israel op die Midianiete. Daarna sal jy by jou volksgenote versamel word." Daarop het Moses met die volk gespreek en gesê: "Laat manne uit julle midde hulle vir die oorlog wapen, dat hulle teen die Midian kan trek om wraakgerig van die Hemelse Vader aan Midian te voltrek. 1000 vir elke stam van al die stamme van Israel moet julle na die oorlog stuur." Toe is daar uit die 1000 van Israel 1000 vir elke stam gelewer, 12000 wat vir die oorlog gewapen was. En Moses het hulle na die oorlog gestuur, 1000 vir elke stam, hulle en Phinehas, die seun van die priester van Eliezer, na die oorlog met die heilige voorwerpe en die trompette by hom om alarm te blaas. En hulle het die oorlog toegetrek teen Midian, soos die Hemelse Vader Moses beveel het, en al die manlike persone gedood. Ook het hulle die konings van Midian gedood, by die wat hulle verslaan het, Ewi, Rekem en Sur en Hur en Reba, die 5 konings van Midian. Ook het hulle Biliam, die seun van Beor, met die swaard gedood. Maar die kinders van Israel het die vroue van die Midianiete en hulle kinders as gevangenes weggevoer, en al hulle lasdiere en hulle vee en al die rykdomme geroof. Verder al hulle stede en hulle woonplekke en al hulle laars het hulle met vuur verbrand, en al die roof geneem en al die byt, mens en dier. Daarna het hulle die gevangenes en die byt en die roof na Moses en die priester Eliezer en na die vergadering van die kinders van Israel gebring, in die laar in die vlaktes van Moab, wat by die Jordaan van Jerigo was. En toe het Moses en die priester Eliezer en al die owerstes van die vergadering hulle buitekant die laar tegemoet gegaan. En Moses het kwaad geword vir die aanvoerders van die laar, die owerstes oor 1000 en die owerstes oor 100, wat van die veldtog afgekom het. En Moses het dan vir hulle gesê: "Het julle al die vroue laat lewe? Kyk, hulle was deur die raad van Biliam vir die kinders van Israel 'n oorsaak van troubreek teenoor die Hemelse Vader in die saak van Peor, sodat die plaag van die vergadering van die Hemelse Vader was. Maar maak dan nou dood almal wat van manlike geslag onder die kinders is, en maak dood elke vrou wat gemeenskap met 'n man gehad het. Maar laat al die kinders onder die vroulike persone wat geen gemeenskap met 'n man gehad het nie, vir julle in julle lewe bly. En julle slaan 7 dae lank 'n kamp op buitekant die laar, elk wat 'n mens gedood en elkeen wat aan 'n gesneuwelde geraak het. Julle moet julle op die 3de dag en op die 7de dag ontsondag, julle en julle gevangenes. Ook moet julle al die klere en elke ding van die leer en alles wat van bokhaar gemaak is, en elke ding van hout ontsondag." En die priester Eliezer het aan die krygsmanne wat na die oorlog getrek het gesê: "Dit is die wetsinsetting van die Hemelse Vader, wat Moses beveel het. Net die goud en die silwer, die koper, die yster, die tin en die lood, elke ding wat in die vuur kan kom, moet julle deur die vuur laat deurgaan, en dit sal rein wees. Ewenwel moet dit deur reinigingswater ontsondig word, maar alles wat nie in die vuur kan kom nie, moet julle deur die water laat deurgaan. Julle moet ook julle klere op die 7de dag was, dan sal julle rein wees, en daarna mag julle in die laar kom." Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek en gesê: "Neem die volle getal van die wat as byt weggevoer is, van mens en dier, jy en die priester Eliezer, en die familiehoofde van die vergadering. Verdeel die byt tussen die wat met die oorlog te doen gehad het.
wat op kommando uitgetrek het en die hele vergadering. En hef die bydra vir die Hemelse Vader van die krygsmanne wat na die oorlog uitgetrek het, 1 uit elke 500, van die mense en van die beeste, en van die esels en van die kleinvee. Van hulle helfte moet julle dit neem en gee dit aan die priester Elisiar, as 'n offergawe aan die Hemelse Vader. Maar uit die helfte van die kinders van Israel moet jy een neem, uitgehaal uit elke 50, uit die mense, uit die beeste, uit die esel, uit die kleinvee, uit al die diere, en jy moet dit aan die Lewiete gee, wat die diens by die tabernakel van die Hemelse Vader waarneem. En Moses en die priester Elisiar het dit gedoen soos die Hemelse Vader Moses beveel het. En die byt, die oorskot van die roof, wat die krygsmanne geneem het, was 675.000 stuks kleinvee, en 72.000 beeste, 61.000 esels, en mensesiele uit die vroulike persone wat geen gemeenskap met 'n man gehad het nie, al die siele was 32.000. En die helfte, die deel van hulle wat na die oorlog uitgetrek het, was die getal 337.500 stuks kleinvee, en die bydra aan die Hemelse Vader uit die kleinvee was 675, en die beeste was 36.000, en die bydra daarvan aan die Hemelse Vader 72, en die esels was 30.500, en die bydra daarvan aan die Hemelse Vader 61, en die mensesiele was 16.000, en die bydra daarvan aan die Hemelse Vader 32 siele. En Moses het aan die priester Elisiar die bydra gegee wat as offergawe aan die Hemelse Vader bestem was, soos die Hemelse Vader Moses beveel het. Uit 1 helfte van die kinders van Israel wat Moses van die vegsmanne afgedeel het, die helfte van die vergadering uit die kleinvee was 337.500, en die beeste was 36.000, en die esels 30.500, en die mensesiele 16.000. Uit die helfte van die kinders van Israel het Moses geneem van wat uitgehaal was, uit een uit elke 50 van die mense en van die diere. En hy het dit aan die Lewiete gegee, wat die diens by die tabernakel van die Hemelse Vader waarneem, soos die Hemelse Vader Moses beveel het. Toe het die aanvoerders oor die duisende van die leer, die owerste oor die duisende van die owerstes, en 100 nader gekom na Moses, en aan Moses gesê, U dienaars het volle getal van die krygsmanne opgeneem, wat onder ons bevel was, en daarvan word nie een vermis nie. Daarom bring elkeen van ons 'n offer aan die Hemelse Vader, wat aan goue goed gevind het, armkettangs en armbande, vingerringe, oorringe, halsdrade, en versoening te doen vir ons siele voor die aangesig van die Hemelse Vader. Toe het Moses en die priester Elisiar die goud en allerlei kunsvoorwerpe van hulle aangeneem, en al die goud van die offergawe wat hulle aan die Hemelse Vader afgegee het, was 16.750 sikkels, afkomstig van die owerstes oor die duisende en die owerstes oor die 100. En die krygsmanne het elkeen na welgevalle byt gemaak. So het Moses die priester Elisiar dan die goud van die owerstes oor die duisende en oor die 100 aangeneem en dit in die tent van samekoms gebring, om die kinders van Israel voor die aangesig van die Hemelse Vader in gedagtenis te bring. Hoofstuk 32, die stamme van Reuben en Gad ontvang hulle erfdeel oorkant die Jordaan. En die kinders van Reuben en die kinders van Gad het baie vee gehad, 'n groot menigte, en toe hulle in die land van Jaser en die land Gilead bekyk, vind hulle dat die plek 'n plek vir vee was. Daarop het die kinders van Gad en die kinders van Reuben gekom en met Moses en die priester Elisiar en met die owerstes van die vergadering gespreek en gesê, Atorot en Dibon en Jaser en Nimra en Hesbon en Eleadel en Sebam en Nebo en Behon, die land wat die Hemelse Vader voor die vergadering van Israel uit verower het, is 'n land vir vee, en u dienaars het vee. Verder het hulle gesê, as ons genade in u oë gevind het,
laat hierdie land aan die dienaars as 'n besitting gee word, bring ons nie oor die Jordaan nie. Maar Moses het die kinders van Gad en die kinders van Reuben geantwoord: Sal julle broers oorlog toetrek en wil julle hier bly? Waarom tog wil julle die hart van die kinders van Israel daarvan afkeerig maak om deur te trek in die land wat die Hemelse Vader aan hulle gegee het? So het julle vaders gedoen toe ek hulle van Kades Barnea afgestuur het om die land te bekyk. Toe hulle tot by die dal van Eskol opgetrek het en die land bekyk het, het hulle die hart van die kinders van Israel afkeerig gemaak om in die land in te trek wat die Hemelse Vader aan hulle gegee het. Daarom het die toorn van die Hemelse Vader dieselfde dag ontvlam en hy het gesweer en gesê: Waarlik, geen een van die manne wat uit Egipte opgetrek het van die 20 jaar oud en daarbo sal die land sien nie, wat ek aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het nie. Want hulle het nie volhard om my te volg nie, behalwe vir Caleb, die seun van Jefune, en die Kenesiet, en Joshua, die seun van Nun, want hulle het volhard om die Hemelse Vader te volg. En die toorn van die Hemelse Vader het teen Israel ontvlam, en hy het 40 jaar lank in die woestyn laat rondserwe, totdat die hele geslag verteer was wat kwaad gedoen het in die oë van die Hemelse Vader. En kyk, julle het opgestaan in die plek van julle vaders, egte kroos van sondige mense, om die toorngloed van die Hemelse Vader teen Israel nog te vermeerder. As julle van hom afvallig word, sal hy hulle nog langer in die woestyn laat bly, en julle sal hierdie hele volk te gronde laat gaan. Toe kom hulle na hom aan toe en sê: Ons sal hier skaapkrale bou vir ons vee en die stede vir ons kinders, maar ons self sal haastig die wapen voor die oë van die kinders van Israel, totdat ons hulle op hulle woonplek bring, en ons kinders sal in die versterkte stede bly vanweë die bewoners van die land. Ons sal nie na ons huise teruggaan, totdat die kinders van Israel elkeen in besit van sy erfdeel kom nie. Want ons sal nie saam met hulle wes van die Jordaan en verder weg erwe nie, omdat ons erfdeel dis kan die Jordaan teen sonop ons in geword het. Toe sê Moses vir hulle: As julle dit doen, as julle jul voor die aangesig van die Hemelse Vader vir oorlog wapen, en elke gewapende man van julle voor die aangesig van die Hemelse Vader deur die Jordaan trek, totdat hy sy vyand voor sy aangesig uitverdrywe het, en die land voor die aangesig van die Hemelse Vader onderwerp is, en julle daarna teruggaan, dan sal julle vrygestel wees voor die Hemelse Vader en voor Israel. En hierdie land sal vir julle 'n besitting word voor die aangesig van die Hemelse Vader. Maar as julle dit nie doen nie, kyk, dan sondig julle teen die Hemelse Vader, en weet dan dat julle sonde julle sal uitvind. Bou vir julle stede en vir julle kinders krale en vir julle kleinvee, en doen wat uit julle monde gegaan het. Toe die kinders van Gad en die kinders van Reuben met Moses gespreek en gesê: U dienaar sal doen soos my Heer beveel het. Ons kinders, ons vroue, ons vee en al ons lasdiere sal daar in die stede van Gilead bly. Maar u dienaars, almal wat vir oorlog gewapen is, sal voor die aangesig van die Hemelse Vader na die oorlog oortrek, soos my Heer gespreek het. Toe het Moses aangaande hulle aan die priester Elisiar en aan Joshua die seun van Nun en aan die familiehoofde uit die stamme van die kinders van Israel bevel gegee. En Moses het aan hulle gesê: As die kinders van Gad en die kinders van Reuben saam met julle deur die Jordaan trek, almal wat vir die oorlog gewapen is, voor die aangesig van die Hemelse Vader, en die land voor julle uit onderwerp is, gee dan aan julle die land Gilead as 'n besitting. Maar as hulle nie gewapen saam met julle oortrek nie, moet hulle onder julle in die land Kanaan besitting verkry. En die kinders van Gad en die kinders van Reuben het geantwoord en gesê: Wat die Hemelse Vader aan u dienaars gesê het, so sal ons doen. Ons sal gewapend oortrek voor die aangesig van die Hemelse Vader na die land Kanaan, en ons sal erflike besitting oos van die Jordaan sal ons in wees. So het Moses dan aan hulle gegee, aan die kinders van Gad en aan die kinders van Reuben, en
die halwe stam van Manasse, die seun van Josef, die koninkryk van Sion, koning van die Amorite, en die koninkryk van Og, die koning van Basan, en die land volgens sy stede met die grondgebied wat daarby behoort, die stede van die land rondom. En die kinders van Gad het Dibon gebou, Atarot en Aroer, en die Atarot Sofan en Jaseer en Jogbeba, en Bet Nimra en Bet Haran, versterkte stede en skaapkrale. En die kinders van Ruben het Hesbon gebou, en Elealel en Kirjatim, en Nebo en Baalmeon, met die verandering van die name en van Sibma, en hulle die stede wat hulle gebou het, die name gegee. En die seuns van Magir, die seun van Manasse, het na Gilead gegaan en dit verower en die Amorite verdrywe en wat daarin was. En Moses het Gilead aan Magir, die seun van Manasse, gegee en hy het daarin gewoon. En Jaar, die seun van Manasse, het gegaan en hulle tentdorpe ingeneem en die tentdorpe van Jaar genoem. En Nobag het gegaan en Kenat en onderhorige plekke ingeneem en die naam Nabag gegee. Hoofstuk 33. Trekke en staanplekke van Israel van Egipte af tot in Kanaan. Dit is die trekke van die kinders van Israel wat uit Egipteland uitgetrek het volgens hulle leerafdelings onder leiding van Moses en Aaron. Volgens die bevel van die Hemelse Vader het Moses die plekke opgeskrewe van waar hulle van plek tot plek verder getrek het, en dit is hulle plekke van waar hulle al verder getrek het. Hulle het Rameses opgebreek in die eerste maand op die 15de dag, en die eerste maand op die dag van na die Pasga, het die kinders van Israel deur 'n hoë hand voor die oë van al die Egiptenaars uitgetrek, terwyl die Egiptenaars besig was om die begrawe wat die Hemelse Vader onder hulle verslaan het, al die eerstgeborenes, ook het die Hemelse Vader aan hulle gode strafgerig voltrek. En die kinders van Israel van Rameses opgebreek het hulle laar opgeslaan in Sikot. En hulle het van Sikot af opgebreek en laar opgeslaan in Etam, wat aan die kant van die woestyn lê. En hulle het van Etam af opgebreek en weggedraai na Pig-Hageriot, wat oos van Baal-Zephon lê. En hulle het laar opgeslaan voor Migdol. En hulle het van Pigor-Ariot af opgebreek en dwars deur die see gegaan, na die woestyn toe, en hulle het 3 dagreise ver die woestyn van Etam ingetrek, en die laar opgeslaan in Mara. En hulle het van Mara af opgebreek, en by Elim gekom, en in Elim was 12 waterfonteine, en 70 palmbome, en hulle het daar laar opgeslaan. En hulle het van Elim af opgebreek en opgeslaan by die Skelfsee, en hulle het van die Skelfsee af opgebreek en laar opgeslaan in die woestyn van Sin. En hulle het in die woestyn van Sin opgebreek en laar opgeslaan in Dofka. En hulle het in Dofka opgebreek en laar opgeslaan in Alles. En hulle het in Alles af opgebreek en die laar opgeslaan in Rafidim. Maar daar was geen water vir die volk om te drink nie, en hulle het van Rafidim af opgebreek en laar opgeslaan in die woestyn Sinaï. En hulle het in die woestyn van Sinaï opgebreek en laar opgeslaan in Kibrot Hatwa. En hulle het van Kibrot Hatwa af opgebreek en laar opgeslaan in Hasarot. En hulle het van Hasarot af opgebreek en laar opgeslaan in Ritma. En hulle het van Ritma af opgebreek en laar opgeslaan in Rimon Peres. En hulle het van Rimon Peres af opgebreek en laar opgeslaan in Libna. En hulle het van Libna af opgebreek en laar opgeslaan in Rissa. En hulle het van Rissa af opgebreek en laar opgeslaan in Kehatlatla.
En hulle het van Kehatla af opgebreek en laar opgeslaan in die berg van Sefer. En hulle het in die berg van Sefer opgebreek en laar opgeslaan in Harada. En hulle het in Harada opgebreek en laar opgeslaan in Makhelot. En hulle het van Makhelot af opgebreek en laar opgeslaan in Tahat. En hulle het in Tahat af opgebreek en laar opgeslaan in Terach. En hulle het van Terach af opgebreek en laar opgeslaan in Mitka. En hulle het van Mitka af opgebreek en laar opgeslaan in Hasmona. En hulle het van Hasmona af opgebreek en laar opgeslaan in Moserot. En hulle het van Moserot af opgebreek en laar opgeslaan in Benajakan. En hulle het van Benajakan af opgebreek en laar opgeslaan in Hor Haggidgat. En hulle het van Hor Haggidgat af opgebreek en laar opgeslaan in Jotbata. En hulle het van Jotbata af opgebreek en laar opgeslaan in Abrona. En hulle het van Abrona af opgebreek en laar opgeslaan in Eson-Geber. En hulle het van Eson-Geber af opgebreek en opgeslaan in die woestyn van Sin. Dit is Kades. En hulle het van Kades af opgebreek en laar opgeslaan by die berg van Hor, aan die kant van die land van Edom. Toe het die priester Aaron volgens die bevel van die Hemelse Vader die berg Hor geklim en daar gesterwe. En die 40ste jaar na die uittog van die kinders van Israel uit Egipte land in die 5de maand op die 1ste van die maand. En Aaron was 123 jaar oud toe hy op die berg Hor gesterf het. En die Kanaaniet, die koning van Arad, wat in die suidland, in die land van Kanaan gewoon het gehoor dat die kinders van Israel aankom. En hulle het van die berg Hor af opgebreek en die laar opgeslaan in Salmona. En hulle het van Salmona af opgebreek en die laar opgeslaan in Punon. En hulle het van Punon af opgebreek en die laar opgeslaan in Obot. En hulle het van Obot af opgebreek en die laar opgeslaan in Iye-Abram en by die grens van Moab. En hulle het by Ijem afgebreek en 'n laar opgeslaan by Dibon-Gat. En hulle het van Dibon-Gat af opgebreek en 'n laar opgeslaan by Almon-Diblatayim. En hulle het van Almon-Diblatayim opgebreek en 'n laar opgeslaan by die Abarim voor Nebo. En hulle het van die gebergte van Abraham af opgebreek en laar opgeslaan in die vlaktes van Moab, by die Jordaan van Jericho. En hulle het die laar opgeslaan by die Jordaan van Bet Hayesemot af tot by Abel Hasamit in die vlaktes van Moab. En die Hemelse Vader het met Moses gespreek in die vlaktes van Moab by die Jordaan van Jericho en gesê: Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: As julle deur die Jordaan in die land van Kanaan intrek, moet julle al die bewoners van die land voor julle verdrywe en hulle beeldhouwerk verniel. Ook moet julle al hulle gegote beelde verniel en al hulle hoogtes verwoes. En julle moet die land in besit neem en daarin woon, want ek het die land aan julle gegee om dit te besit. En julle moet die land deur die lot as erfdeel vererwe, volgens julle geslagte vir die wat baie is, moet julle hulle erfdeel groot maak, en vir die wat min is, moet julle erfdeel klein maak. Maar die lot vir iemand val, moet dit sy deel wees, volgens julle vaderlike stamme, moet julle die as erfdeel vererwe. Maar as julle die bewoners van die land nie voor julle uitverdrywe nie, sal die wat julle van hulle oorlaat bly, soos dorings in julle oë wees, en soos angels in julle sye, en hulle sal julle beveg in die land waar julle in woon. En soos ek gedink het om aan julle te doen, sal ek aan julle doen. Okay, hoofstuk 34, die beskrywing van die grense van Kanaan deur God. Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek en gesê: Gee bevel aan die kinders van Israel en sê vir hulle: As julle in die land van Kanaan kom, sal dit die land wees wat aan julle as erfdeel sal val. Die land Kanaan volgens sy grense, julle suidekant,
Dan moet van die woestyn Sin af langs Edom wees, en julle suidelike grens moet aan die ooste kant van die einde van die Soutsee af wees. En julle grense moet suid van die Skorpioennek swaai en oorloop na Sin toe, totdat dit doodloop suid van Kades Barnea. Dan moet dit aanloop na Hasar Adar en oor die Asmon toe. Verder moet die grens swaai na Asmon af na die spruit van Egipte toe, sodat dit by die see doodloop. Aangaande die westelike grens, dit moet vir julle die Groot See saam met sy gebied wees. Dit moet julle westelike grens wees. En dit moet julle noordelike grens wees. Van die Groot See af moet julle jul grenslyne trek na die berg Hor. Van die berg Hor af moet julle die grenslyne trek tot by die ingang na Amat. En die grens moet doodloop by Sedat. Dan moet die grense aanloop na Sifron toe. En dit moet doodloop by Hasar Enan. Dit moet julle noordelike grens wees. Verder moet julle as julle oostelike grens 'n lyn trek van Hasar Enan af na Sefam toe. En die grens moet afloop van Sefam af na Ribla toe in die oos van Ayin. Dan moet die grens afloop skrams oor die hange van die meer Kinneret gaan aan die ooste kant. Verder moet jy die grens afloop van na die Jordaan totdat dit doodloop by die Soutsee. Dit moet vir julle 'n land wees volgens sy grense rondom. En Moses het aan die kinders van Israel bevel gegee en gesê, dit is die land wat julle deur die lot as 'n erfdeel sal vererwe, wat die Hemelse Vader beveel het om aan 9 stamme en aan die halwe stam te gee. Want die stam van die kinders van die Reubeniete volgens hulle families en stam van die kinders van die Gadiete volgens hulle families en die halwe stam van Manasse het al ontvang en hulle het hulle erfdeel ontvang. Die 2 stamme en die halwe stam het hulle erfdeel aan die ooste kant van die Jordaan van Jerigo teen sonop ontvang. Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek en gesê, dit is die name van die manne wat vir julle die land as erfenis moet verdeel, die priester Elisiar en Joshua die seun van Nun. Daarby moet julle uit elke stam 1 owerste neem, om die land as erfenis te verdeel. En dit is die name van die manne van die stam van Juda, Caleb die seun van Jefune, en van die stam van Simeon, se kinders was Simeel, die seun van Amihud. Van die stam van Benjamin was Elidad, die seun van Kislon, en van die stam van Dan, se kinders was die owerste Boekie, die seun van Jochli. Van die kinders van Josef, van die stam van Manasse, se kinders se owerste was Haniel, die seun van Efod. En van die stam van Efraim se kinders as owerste was Kemuel, die seun van Siftan. En die stam van Sebulon se kinders, die owerste was Elisfian, die seun van Parnach. En van die stam van Isaskar se kinders, die owerste was Paltiel, die seun van Asan. En van die stam van Asar se kinders as owerste was Ehud, die seun van Selomi. En van die stam van Naftali se kinders as owerste was Padiel, die seun van Emodut, en dit is hulle aan wie die Hemelse Vader beveel gegee het om die erfenis vir die kinders van Israel in die land van Kanaan te verdeel. OK, ons gaan aan met hoofstuk 35. Die getalstede wat aan die Lewiete afgestaan moes word, die 6 vrystede. En die Hemelse Vader het met Moses gespreek in die vlaktes van Moab by die Jordaan van Jerigo en gesê, gee bevel aan die kinders van Israel, dat hulle aan die Lewiete van hulle erflike besitting stede gee om in te woon. Ook moet julle weiveld rondom die stede aan die Lewiete gee, en die stede moet vir hulle dien om te bewoon, maar die weiveld wat daarby behoort, moet vir alle diere en alle besitting en al hulle lewende hawe wees. En die weiveld aan die stede wat julle aan die Lewiete gee,
moet van die stadsmuur af buitentoe 1000 L rondom wees. En julle moet buitekant die stad meet aan die ooste kant 2000 L en aan die suidekant 2000 L en aan die weste kant 2000 L en aan die noorde kant 2000 L. En die stad in die middel, dit moet vir hulle as weiveld van die stede dien. En die stede wat julle aan die Lewiete gee, moet die 6 vrystede wees wat julle moet gee, dat die een wat 'n doodslag begaan het, daarheen kan vlug en daarby moet julle 42 stede gee. Al die stede wat julle aan die Lewiete gee, moet wees 48 stede, hulle saam met hulle weiveld. En wat die stede betref, wat julle uit die besitting van die kinders van Israel gee, julle moet van die wat baie is, baie neem, en die wat min is, min neem. Elke stam moet van sy stede aan die Lewiete gee volgens die erfdeel wat elkeen gaan kry. Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as julle deur die Jordaan na die land Kanaan trek, moet julle 'n gunstig geleë stede vir julle uitsoek. As vrystede moet hulle vir julle dien, dat die een wat doodslag begaan het, een wat per ongeluk 'n mens doodslaan het, daarheen kan vlug. En die stede moet vir julle as 'n toevlug dien vanweë die bloedwreker, sodat hy wat 'n doodslag begaan het, nie sterwe voordat hy voor die vergadering gestaan het om geoordeel te word nie. En die stede wat julle gegee moet vir julle, 6 in getal, as vrystede dien. 3 van die stede moet julle oos van die Jordaan gee en 3 daarvan moet julle in die land van Kanaan gee. Vrystede moet hulle wees. Vir die kinders van Israel en die vreemdeling en die bywoner onder julle moet hierdie 6 stede as toevlug dien, sodat elkeen daarheen kan vlug wat per ongeluk 'n mens doodgeslaan het. Maar as hy hom slaan met 'n ystervoorwerp sodat hy sterwe, dan is hy 'n moordenaar. Die moordenaar moet sekerlik gedood word. En as hy hom slaan met 'n klip in die hand waardeur iemand kan sterwe en hy sterwe, dan is hy 'n moordenaar. Die moordenaar moet sekerlik gedood word. Of as hy hom slaan met 'n houtvoorwerp in die hand waardeur iemand kan sterwe en hy sterwe, dan is hy 'n moordenaar. Die moordenaar moet sekerlik gedood word. Die bloedwreker, hy moet die moordenaar doodmaak. As hy hom kry, moet hy hom doodmaak. En as hy hom uit die haat stamp en met opset na hom gooi, sodat hy sterwe, of hy uit vyandskap met sy hand slaan, sodat hy sterwe, dan moet hy wat geslaan het sekerlik gedood word. Hy is 'n moordenaar. Die bloedwreker moet die moordenaar doodmaak as hy hom kry. Maar as hy hom onvoorsien sonder vyandskap stamp, of enigiets sonder opset na hom gooi, of as hy enige klip waardeur iemand kan sterwe, as hy sonder om dit te sien, dit op hom laat val, sodat hy sterwe, terwyl hy geen vyand van hom was en sy onheil nie gesoek het nie. Dan moet die vergadering tussen hom wat doodgeslaan het en die bloedwreker oordeel, volgens hierdie voorskrifte. En die vergadering moet hom wat doodslag begaan het, red uit die hand van die bloedwreker. En die vergadering moet hom laat teruggaan na sy vrystad waarheen hy gevlug het, en hy moet daaraan bly tot die dood van die hoëpriester wat met die heilige olie gesalf is. Maar as hy wat doodslag begaan het, ooit buitekant die grens van die vrystad gaan, waarheen hy moes vlug, en die bloedwreker hom buitekant die grens van sy vrystad kry, en die bloedwreker hom doodslaan, wat 'n doodslag begaan het, dan sal daar vir hom geen bloedskuld wees nie. Want hy moet in sy vrystad bly tot die dood van die hoëpriester, maar na die dood van die hoëpriester mag die een wat 'n doodslag begaan het,
teruggaan na die land waar sy besittings lê. En dit moet vir julle 'n regsinsetting wees in julle geslagte en al julle woonplekke. As iemand 'n mens doodslaan, moet die moordenaar op verklaring van getuienis gedood word. Maar een getuie is nie genoegsaam om iemand tot die dood te veroordeel nie. Maar julle mag geen losgeld aanneem vir die lewe van 'n moordenaar wat skuldig is om te sterwe nie, want hy moet sekerlik gedood word. Ook mag julle geen geld aanneem om iemand vry te stel van die vlug na 'n vrystad, sodat hy kan teruggaan om in die land te woon totdat dit op die dood van die hoëpriester lê nie. En julle mag nie die land ontheilig waar julle in is nie, want die bloed ontheilig die land. En die land word geen versoening gedoen vir die bloed wat daaraan vergiet is nie, as net deur die bloed van hom wat dit vergiet het. En jy mag die land waar julle in woon nie verontreinig nie, omdat ek daarin woon, want ek, die Hemelse Vader, woon in die midde van die kinders van Israel. Hoofstuk 36, verbond aan erfdogters om buite hulle vaderlike stamme te trou. En die familiehoofde van die geslag van die kinders van Gilead, die seun van Mager, die seun van Manasse, uit die geslagte van Josef se kinders, het nader gekom en voor Moses en die owerstes, die familiehoofde van die kinders van Israel gespreek en gesê: Die Hemelse Vader het aan my Heer bevel gegee om die land deur die lot as erfenis aan die kinders van Israel te gee. Ook het my Heer van die Hemelse Vader bevel ontvang om die erfdeel van ons broers Sefloat aan sy dogters te gee. As hulle nou die vroue word van een van die seuns uit 'n ander stam van die kinders van Israel, dan word hulle erfdeel van ons vaders se erfdeel weggeneem en gevoeg by die erfdeel van die stam waarby hulle sal behoort, en ons sal dan die erfdeel wat ons deur die lot aangewys is, ingekort word. En as die jubeljaar vir die kinders van Israel aanbreek, dan word hulle erfdeel gevoeg by die erfdeel van die stam waarby hulle sal behoort. So sal hulle dan die erfdeel van hulle erfdeel van ons vader se stam weggeneem word. Toe het Moses die kinders van Israel volgens die bevel van die Hemelse Vader gelas en gesê: Die stam van die kinders van Josef praat reg. Dit is die saak wat die Hemelse Vader aangaande die dogters van Seflofat beveel het deur, laat hulle die vroue word van hom wat goed is in hulle oë. Hulle moet net trou in 'n geslag van die stam van hulle vader, sodat die erfdeel, die kinders van die Israel, nie van die stam tot stam oorgaan nie, want die kinders van Israel moet elkeen die erfdeel van die stam van sy vaders vashou. En elke dogter wat 'n erfdeel kry uit die stamme van die kinders van Israel, moet die vrou word van een uit die geslag van die stamme van haar vader, sodat die kinders van Israel elkeen die erfdeel van sy vaders kan erwe. So sal dan die erfdeel nie van een stam na 'n ander stam oorgaan nie, want die stamme van die kinders van Israel moet elkeen sy erfdeel vashou. Soos die Hemelse Vader Moses beveel het, so het die dogters van Seflonat gedoen. En Magla, Tirsa, Hogla en Milka en Noa, die dogters van Sefloat, het vroue geword van die seuns van hulle ooms. Hulle het die vroue geword van manne uit die geslagte van die kinders van Manasse, die seun van Josef. So het hulle dan hulle erfdeel gebly in die stam van die geslag van hulle vader. Dit is die gebooie en die verordeninge wat die Hemelse Vader deur die diens van Moses die kinders van Israel beveel het, in die vlaktes van Moab, by die Jordaan van Jerigo. Tot sover. Julle, dis die einde van Numeri. Ja, ons sal binnekort met Deuteronomium begin.